Deel 4. Die sogenaamde teenstrydighede tussen Joshua en Paulus. In hierdie deel gaan ons onder andere begin om die volgende vraag direk of indirek te beantwoord, naamlik: het Joshua en Paulus verskillende evangelies verkondig? Het Paulus die Torah of wet afgeskaf, of het hy iets anders bedoel? Is Paulus se leer oor genade in stryd met Joshua se oproep tot gehoorsaamheid? Hoe moet Romeine, Galasiërs en Matteus 5 saam gelees word? Wat bedoel Paulus met werke van die wet? Is Romeine 3 vers 28 en Jakobus hoofstuk 2 werklik teenstrydig? En kan Paulus se uitsprake verstaan word sonder die historiese konteks van die eerste eeu? Joshua en Paulus, bots hulle werklik met mekaar? Ons kom nou by die hart van die anti-Paulus debat. Feitelik elke argument teen Paulus eindig uiteindelik by een van die volgende beweringe. Paulus het iets anders as Joshua geleer, of Joshua het X gesê, maar Paulus het Y gesê. Vir baie mense klink hierdie argument aanvanklik oortuigend. Hulle plaas byvoorbeeld Joshua se woorde oor die gebooie langs Paulus se woorde oor genade en kom dan tot die gevolgtrekking dat die twee boodskappe onversoenbaar is. Maar hierdie gevolgtrekking word dikwels bereik voordat die skrifgedeeltes behoorlik ondersoek is. Die werklike vraag is nie, klink twee losstaande sinne verskillend nie? Die werklike vraag is, spreek Joshua en Paulus oor dieselfde onderwerp, tot dieselfde gehoor, in dieselfde omstandighede en met dieselfde betekenis van hul kernbegrippe? Wanneer die verse binne hul volle konteks gelees word, verdwyn baie van die sogenaamde teenstrydighede. Die eerste reël van skrifuitleg. Voordat ons enige beweerde teenstrydigheid ondersoek, moet ons 'n paar belangrike beginsels vasstel. Die skrif weerspreek nie die skrif nie. Indien Joshua werklik deur Elohim gestuur was, en indien Paulus werklik deur Joshua geroep was, behoort hulle uiteindelik dieselfde waarheid te verkondig. Hierdie beginsel mag egter nie as 'n sirkelredenasie gebruik word nie. Ons kan nie bloot sê, Paulus is reg omdat Paulus deel van die skrif is nie. Die anti-Paulus aanhanger bevraagteken juis Paulus se gesag. Daarom moet elke beweerde teenstrydigheid eerlik en binne konteks ondersoek word. Ons moet vra, praat beide gedeeltes oor dieselfde onderwerp? Word dieselfde woorde in dieselfde betekenis gebruik? Is die een gedeelte gerig aan mense wat deur hul werke probeer om regverdig verklaar te word? Is die ander gedeelte gerig aan mense wat reeds glo, maar tot gehoorsaamheid geroep word? Word verlossing se grondslag bespreek, of die vrug wat uit verlossing behoort voort te kom? Word die Torah self aangeval, of 'n verkeerde gebruik daarvan? Is die teks beskrywend of voorskrywend? En word 'n individuele vers uit 'n groter argument verwyder? 'n ware teenstrydigheid bestaan slegs wanneer twee stellings onder dieselfde omstandighede nie albei waar kan wees nie. Twee uitsprake kan verskillend klink sonder om teenstrydig te wees. Byvoorbeeld, ons word nie deur goeie werke gered nie, en ons is geskape om goeie werke te doen. Hierdie twee stellings bots nie.
Die eerste verduidelik wat nie die grondslag van verlossing is nie. Die tweede beskryf die doel en vrug van 'n verloste lewe. Dit is presies die onderskeid wat baie keer verlore gaan wanneer Joshua en Paulus teenoor mekaar gestel word. Joshua en die Torah. Kom ons begin by die bekendste teks in die debat. Joshua se woorde in Matteus 5 vers 17 tot 18. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Daarna waarsku hy in vers 19 teen die verbreeking en afwatering van die gebooie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Hierdie gedeelte laat geen ruimte vir die gedagte dat Joshua gekom het om die Torah as iets boos, gebrekkig of waardeloos weg te gooi nie. Ontbind en vervul. Die Griekse woord wat in Matteus 5 vers 17 met ontbind vertaal word, is G2647, kataluo. Dit kan die gedagte dra van afbreek, vernietig, omverwerp of ongeldig maak. Joshua sê uitdruklik dat dit nie die doel van sy koms was nie. Die woord wat met vervul vertaal word, is Griekse woord nommer G4137, pleroo. Dit kan beteken om vol te maak, tot volheid te bring, te bevestig, te verwesenlik of ten volle uit te voer. Sommiges redeneer, Joshua het die Torah vervul, daarom hoef niemand dit meer te gehoorsaam nie. Maar dit pas nie by die onmiddellike konteks nie. Joshua sê direk daarna dat die hemel en aarde nie verbygegaan het nie en waarsku teen die verbreeking en verkeerde onderrig van selfs die minste van die gebooie. Vervul kan dus nie eenvoudig beteken ek het dit gehoorsaam sodat niemand anders dit meer hoef te doen nie. Joshua het die Torah se ware bedoeling volledig uitgeleef, bevestig en onderrig. In die res van Matteus 5 ontbloot hy oppervlakkige gehoorsaamheid en bring hy die Torah se beginsels tot by die hart. Moord begin by haat en onregverdige woede. Egbreek begin by wellustige begeerte. Waarheid moet nie van slim eetformules afhanklik wees nie. Liefde moet selfs teenoor vyande betoon word. Joshua verminder dus nie die Torah nie. Hy wys hoe diep die Torah se geregtigheid werklik strek. Die anti-Paulus argument. Die redenasie word gewoonlik so saamgestel. Joshua sê die Torah bly staan. Paulus sê die Torah is afgeskaf. Die gevolgtrekking is dan, Paulus weerspreek Joshua. Maar het Paulus werklik gesê dat die Torah waardeloos of ongeldig geword het? Paulus se eie woorde in Romeine 3 vers 31 verklaar, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Die Griekse uitdrukking wat Paulus gebruik vir stellig nie, me kinoito, is een van die sterkste maniere waarop hy 'n gedagte verwerp. Dit kan weergegee word as, beslis nie, mag dit nooit wees nie, verre daarvandaan, 'n verwerplike gedagte.
Paulus sê dus nie bloot dat geloof en die Torah vreedsaam langs mekaar kan bestaan nie, hy verklaar dat ware geloof die Torah bevestig. Hy skryf verder in Romeine 7 vers 12, dus is die wet heilig en die gebod is afgesonder en regverdig en goed. En in Romeine 7 vers 14 sê hy, want ons weet dat die Torah geestelik is. Ook in Romeine 8 vers 4 sê hy, sodat die reg van die Torah vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Paulus se probleem is dus nie met die Torah nie. Die probleem is sonde in die mens en die mens se onvermoë om homself deur sy eie prestasie regverdig te verklaar. Wat beteken nie onder die wet nie? Romeine 6 vers 14 word dikwels aangehaal, en ek quoteer, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Hieruit word afgelei, ons is nie meer onder die wet nie, daarom is die wet nie meer van toepassing nie. Maar die volgende vers in Romeine 6 vers 15 toets daar die gevolgtrekking, ek quoteer, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Wat is sonde volgens die skrif? 1 Johannes 3 vers 4 gee vir ons die skriftuurlike definisie van wat sonde is, naamlik, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Broers en susters, wetteloosheid is net 'n ander beskrywing vir om die wet van die Allerhoogste te oortree. Met ander woorde, sonde is oortreding van Majesteit Jahwe se wet of Torah. Hou dit in gedagte. Vir Paulus beteken onder genade, dis nie dat sonde, oftewel oortreding van die wet, nou aanvaarbaar geword het nie. Dit beteken dat die gelowige nie meer onder die veroordelende heerskappy en loon van sonde staan nie. Paulus se gevolgtrekking is nie wetteloosheid nie, maar gehoorsaamheid. Romeine 6 vers 16. Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Wat van Messias is die einde van die wet? Romeine 10 vers 4 word ook dikwels gebruik en ek quoteer hom, want Messias is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Die Griekse woord telos kan einde beteken, maar meer spesifiek einddoel, eindpunt, uitkoms of bestemming, naamlik 'n punt waarna toe gemik word as eindbestemming. Die vraag is dus wat Paulus binne die konteks bedoel hier. Romeine hoofstuk 10 handel oor mense wat hul eie geregtigheid probeer oprig en hulle nie aan Elohim se geregtigheid onderwerp nie. Paulus se punt is dat die Torah nie 'n onafhanklike reddingssysteem buite Mashiach is nie. Die Torah se getuienis en doel loop op Mashiach uit. Mashiach is die einddoel van die wet, nie omdat hy dit afgeskaf het nie, maar omdat hy dit vervul het, sien Matteus 5 vers 17. Deur die wet te vervul, waarborg Mashiach die toerekening van sy geregtigheid aan elkeen wat glo. Paulus haal binne dieselfde hoofstuk uit die Torah aan, Levitikus 18 vers 5 in Romeine 10 vers 5. Deuteronomium 30 vers 12 tot 14 in Romeine 10 vers 6 tot 8 en Joël 2 vers 32 in Romeine 10 vers 13. Dit sou vreemd wees
indien Paulus die Torah in vers 4 afgeskaf het en dit dan onmiddellik as gesaghebende getuienis gebruik. Paulus val nie die Torah aan nie. Paulus val die volgende aan, naamlik pogings om regverdigmaking te verdien, vertroue op vleeslike afkoms, roem in menslike prestasie, die gebruik van die Torah om gelowiges uit die Adamiese nasies van die verbondsgemeenskap uit te sluit, ongehoorsaamheid wat agter godsdienstige vorme wegkruip en menslike tradisies wat as verlossingsvereistes opgelê word. Dit is nie dieselfde as om die Torah self aan te val nie. Joshua en gehoorsaamheid. Matteus 19 vers 17 verklaar, maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Joshua se gesprek met die ryk jongman wys dat gehoorsaamheid nie opsioneel of betekenisloos is nie. Hy noem spesifieke gebooie. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Joshua ontbloot egter ook die jongman se hart. Die man kon uiterlike gehoorsaamheid opeis, maar sy rykdom het sy ware loyaliteit beheer. Daarom sê Joshua in Matteus 19 vers 21, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Die punt is nie dat die jongman deur een groot finansiële offer sy verlossing kon koop nie. Joshua wys dat ware gehoorsaamheid meer is as 'n lys uiterlike prestasies. Dit vra volle oorgawe aan Elohim. Wanneer die disippels vra, wie kan dan gered word? Antwoord Joshua, by die mense is dit onmoontlik, maar by Elohim is alle dinge moontlik. Joshua leer dus gehoorsaamheid, maar nie selfverlossing deur menslike prestasie nie. Paulus oor die gebooie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 7 vers 19 as volg: Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van Elohim. Hierdie vers is merkwaardig. Paulus sê nie, niks maak meer saak nie, want ons is onder genade. Hy sê dat uiterlike status nie die beslissende saak is nie, maar eerder die onderhouding van Elohim se gebooie. Hy skryf ook in Romeine 2 vers 13, omdat nie die hoorders van die Torah by Elohim regverdig is nie, maar die daders van die Torah geregverdig sal word. En Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Mashiach Yeshua tot goeie werke wat Elohim voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die bekende woorde oor verlossing uit genade deur geloof in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 word dus onmiddellik gevolg deur 'n geroep tot 'n lewe van goeie werke. Die volgende is belangrik. Ons verdien nie verlossing deur ons werke nie. Ons word gered deur genade. Ons word herskep om in gehoorsaamheid en goeie werke te wandel. Joshua en Paulus leer albei dat gehoorsaamheid noodsaaklik is, maar dat geen mens homself deur uiterlike prestasie kan red nie. Joshua en liefde. Toe Joshua gevra was wat die groot gebod in die Torah is, het hy geantwoord: Jy moet Jahwe, jou Elohim, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Daarna voeg hy by: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sluit af in Matteus 22 vers 14,
Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Joshua het nie 'n nuwe liefdesgebod uitgedink om die Torah te vervang nie. Hy haal die Torah self aan. Die 2 groot gebooie is die samevatting en hart van die Torah, naamlik liefde vir Elohim en liefde vir ons naaste. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Paulus se onderrig. Paulus skryf in Romeine 13 vers 10 as volg: Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die Torah. Net voor hierdie uitspraak haal Paulus verskeie gebooie aan. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie. Hy sê dus nie dat liefde die gebooie oorbodig maak nie. Hy wys dat ware liefde die gebooie uitleef. Iemand wat beweer dat hy sy naaste liefhet, maar sy naaste besteel, belieg, vermoor of sy huwelik vernietig, weerspreek homself. Paulus herhaal dieselfde beginsel in Galasiërs 5 vers 14 wat verklaar, want die hele Torah word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die voorafgaande vers is belangrik, want julle is tot vryheid geroep, broers. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Paulus se vryheid is dus nie vryheid om die vlees te gehoorsaam nie. Inteendeel, dit is vryheid om mekaar deur liefde te dien. Daar is geen teenstrydigheid tussen Joshua en Paulus nie. Paulus herhaal Joshua se samevatting van die Torah, wat Joshua self uit Deuteronomium en Levitikus aangehaal het. Joshua en geloof. Sommiges beweer, Joshua het gehoorsaamheid verkondig, maar Paulus het geloof verkondig. Hierdie teenstelling bestaan nie in die skrif nie. Joshua verkondig reeds aan die begin van sy bediening in Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van Elohim het naby gekom, bekeer julle en glo die goeie nuus. Joshua verbind bekering en geloof. In Johannes 6 vers 28 tot 29 vra die mense, wat moet ons doen om die werke van Elohim te volbring? Joshua antwoord, dit is die werk van Elohim, dat julle glo in hom wat hy gestuur het. Johannes 3 vers 16 tot 18 beklemtoon eweneens geloof in die Seun wat deur Elohim gestuur is. Joshua leer dus onmiskenbaar geloofsvertroue. Paulus se geloof is nie 'n dooie verstandelike instemming nie. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van Elohim. Maar Paulus beskryf sy bediening ook as 'n oproep tot gehoorsaamheid van die geloof in Romeine 1 vers 5 en vergelyk Romeine 16 vers 26. Vir Paulus is ware geloof gehoorsame geloof. Hy skryf in Galasiërs 5 vers 6, want in die Messias Joshua het nog besnydenis, nog onbesnedenheid enige krag, maar geloof wat deur die liefde werk. Geloof werk deur liefde. Dit is nie 'n verskoning vir passiwiteit of ongehoorsaamheid nie. Joshua waarsku eweneens teen 'n blote mondelinge belydenis in Matteus 7 vers 21 en ek quoteer, nie elkeen wat vir my sê, Meester, Meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Joshua leer geloof en gehoorsaamheid. Paulus leer geloof en gehoorsaamheid.
Yeshua en genade. Baie mense praat asof genade eers by Paulus verskyn het, maar Yeshua se hele bediening is gevul met barmhartigheid, vergifnis en onverdiende guns. Die Fariseer en die tollenaar. In Lukas 18 vers 9 tot 14 vertel Yeshua van twee mense wat gaan bid het. Die Fariseer vertrou op sy eie godsdienstige prestasies. Hy vergelyk homself met ander en roem in sy vas en tiendes. In teenstelling staan die tollenaar ver weg, slaan op sy bors en sê, O Elohim, wees my, sondaar, genadig. Yeshua sê dat die tollenaar geregverdig huis toe gegaan het, eerder as die Fariseer. Die tollenaar word nie geregverdig omdat hy sy goeie werke kon opnoem nie. Hy doen 'n beroep op Elohim se genade. Dit is presies die beginsel wat Paulus verkondig, Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade of guns sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in die Mashiach, Yeshua is. Ander voorbeelde uit Yeshua se bediening. Dieselfde patroon verskyn telkens. Die sondige vrou ontvang vergifnis deur geloof, Lukas 7 vers 36 tot 50. Saggeus ontvang genade en sy lewe bring daarna vrug van bekering voort, Lukas 19 vers 1 tot 10. Die verlore seun word deur sy vader ontvang voordat hy enige iets kon terugbetaal, Lukas 15 vers 11 tot 32. Die arbeiders in die wingerd ontvang meer as wat sommige meen hulle verdien het, Matteus 20 vers 1 tot 16. Yeshua se genade lei egter nooit tot 'n goedkeuring van sonde oftewel die oortreding van die Torah nie. Aan die vrou wat van egbreuk beskuldig was, sê hy, gaan heen en sondig nie meer nie, Johannes 8 vers 11. Genade vergewe, herstel en roep tot 'n nuwe lewe. Paulus leer presies dieselfde in Titus 2 vers 11 tot 12, want die reddende genade van Elohim het aan alle Adamiete verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en afgesonderd in die teenwoordige wêreld te lewe. Volgens Paulus bevry genade ons nie om wetteloos, met ander woorde, sonder die wet te lewe nie. Genade leer ons om goddeloosheid te verloon. Yeshua, Paulus en wetteloosheid. Hier word die saak besonder belangrik. Yeshua waarsku in Matteus 7 vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die wetteloosheid werk. Die Griekse woord wat hier met wetteloosheid vertaal word, is anomia, die Griekse woordnommer G458. Dit dra die betekenis van wetteloosheid, minagting van die wet of optrede sonder wet. Yeshua waarsku ook in Matteus 24 vers 12, en omdat die wetteloosheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. En Matteus 13 vers 41, die seun van Adam sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak, al die struikelblokke en die wat wetteloosheid doen. Paulus waarsku teen dieselfde gevaar. Hy skryf in 2 Tessalonisense 2 vers 7, want die verborgenheid van die wetteloosheid is al aan die werk. Daarna praat hy van die wettelose in 2 Tessalonisense 2 vers 8. Hy beskryf hier die wetteloosheid as deel van die groot misleiding wat die wederkoms van Yeshua voorafgaan. Paulus vra ook in Romeine 6 vers 1 tot 2, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde, oftewel oortreding van die wet bly, dat die genade meer kan word?
Sy antwoord is, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En Romeine 6 vers 15, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die straf van die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Hierdie uitsprake is onversoenbaar met die bewering dat Paulus doelbewus wetteloosheid verkondig het. Indien Paulus mense wou leer om Elohim se wil te verwerp, waarom veroordeel hy wetteloosheid? Waarom waarsku hy teen volharding in sonde? Waarom noem hy die gebod heilig, regverdig en goed? Waarom sê hy geloof bevestig die wet? En waarom beklemtoon hy die onderhouding van Elohim se gebooie? Die anti-Paulus teorie moet verduidelik waarom 'n vermeende verkondiger van wetteloosheid so sterk teen wetteloosheid waarsku. Oordeel volgens werke. Nog 'n onderwerp wat dikwels oor die hoof gesien word, is die toekomstige oordeel. Joshua sê, want die seun van Adam staan gereed om met sy engele in die voortreffelikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy werke. In Matteus 25 vers 31 tot 46 beskryf Joshua die oordeel van die nasies. Mense se optrede teenoor die hongeriges, vreemdelinge, naaktes, siekes en gevangenes openbaar die werklikheid van hul verhouding met hom. Joshua waarsku ook in Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, hulle daarvan rekenskap sal gee in die oordeelsdag. Paulus skryf in Romeine 2 vers 6, hy sal elkeen vergeld volgens sy werke. Dit stem byna woordeliks met Matteus 16 vers 27 ooreen. Paulus gaan voort in Romeine 2 vers 7 tot 8. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig is en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Hy verklaar ook in 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van die Mashiach verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. In Romeine 14 vers 12, so sal elkeen van ons dan vir homself aan Elohim rekenskap gee. Genade en oordeel volgens werke. Sommiges meen dat verlossing uit genade en oordeel volgens werke mekaar weerspreek, maar die skrif behandel twee onderskeidbare vrae, naamlik, op grond waarvan kan 'n sondaar vergifnis ontvang en met Elohim versoen word? En wat openbaar die werke van 'n mens omtrent sy geloof, lojaliteit en lewenswandel? Goeie werke is nie die koopprys van vergifnis nie. Dit is egter die sigbare vrug van 'n lewende geloof en 'n veranderde lewe. Of andersins gestel, geloof is die wortel van ons redding en gehoorsaamheid is die vrug van ons redding. Joshua gebruik juis die voorbeeld van 'n boom in Matteus 7 vers 20. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Paulus gebruik dieselfde beginsel wanneer hy van die vrug van die Gees praat in Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, geloof, sagmoedigheid en selfbeheersing. Beide Joshua en Paulus leer dat 'n mens se werke sy ware geestelike toestand openbaar. Is Romeine 3 vers 28 en Jakobus 2 teenstrydig?
Paulus skryf in Romeine 3 vers 28 as volg: Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 24: Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? Op die oppervlak lyk hierdie uitsprake teenstrydig en anti-Paulus kritici verklaar dit ook so. Maar Paulus en Jakobus beantwoord nie dieselfde vraag nie. Paulus vra, op grond waarvan kan 'n sondaar of wetsoortreder voor Elohim geregverdig word? Sy antwoord is dat niemand deur sy eie prestasie, vleeslike afkoms of werke van die wet sy verlossing kan verdien nie. Regverdigmaking is deur geloofsvertroue en genade, nie deur menslike roem nie. Jakobus vra, watter soort geloof is 'n ware lewende geloof? Sy antwoord is dat 'n geloof wat geen gehoorsame vrug voortbring nie, dood is. Jakobus 2 vers 17 verklaar, so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Paulus bestry dus werke sonder ware geloofsvertroue, terwyl Jakobus geloof sonder gehoorsame werke bestry. Albei gebruik Abraham as voorbeeld, maar hulle kyk na verskillende oomblikke in sy lewe. In Romeine 4 verwys Paulus na Genesis 15 vers 6 wat verklaar, en hy het in Jahwe geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Dit gebeur voordat Abraham Isak geoffer het en voordat hy besny was. Paulus wys dat Abraham nie deur vleeslike status of menslike prestasie geregverdig was nie. Jakobus verwys na Genesis 22, waar Abraham bereid was om Isak te offer. Jakobus 2 vers 22 verklaar, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Abraham se gehoorsaamheid het nie sy geloof vervang nie. Dit het die werklikheid en volwassenheid van sy geloofsvertroue openbaar. Paulus stem met hierdie beginsel saam wanneer hy praat van geloof wat deur die liefde werk in Galasiërs 5 vers 6 en van die gehoorsaamheid van die geloof in Romeine 1 vers 5 en Romeine 16 vers 26. Daarom is die boodskap nie, Paulus verklaar geloof sonder gehoorsaamheid is voldoende nie, en Jakobus verklaar geloof is onvoldoende en werke verdien verlossing nie. Inteendeel, die werklike boodskap is, Paulus sê, niemand verdien regverdigmaking deur sy werke nie. Jakobus sê, die geloof waardeur 'n mens geregverdig word, bly nie dood en vrugteloos nie. Romeine 3 en Jakobus 2 weerspreek mekaar dus nie. Hulle beskerm dieselfde waarheid van twee verskillende kante. Werke kan geloof nie vervang nie, maar ware geloof sal gehoorsame werke voortbring. Die koninkryk van Elohim. Die koninkryk van Elohim staan sentraal in Yeshua se bediening. Hy begin verkondig in Matteus 4 vers 17. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Yeshua reis deur die stede en dorpe en verkondig die evangelie van die koninkryk in Matteus 4 vers 23, Matteus 9 vers 35, Lukas 4 vers 43 en Lukas 8 vers 1. Sommiges beweer dat Paulus die boodskap van die koninkryk met 'n ander evangelie vervang het. Handelinge beskryf egter Paulus se bediening anders. In Efese het Paulus 3 maande lank met vrymoedigheid gespreek en hulle deur redenering probeer oortuig van die dinge aangaande die koninkryk van Elohim, sien Handelinge 19 vers 8. Hy sê aan die ouderlinge van Efese in Handelinge 20 vers 25, en nou, kyk,
ek weet dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van Elohim verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. In Rome het hy die koninkryk van Elohim aan hulle uitgelê en van die môre vroeg tot die aand toe uit die Torah van Moses en uit die profete probeer om hulle aangaande Yeshua te oortuig, Handelinge 28 vers 23. Handelinge eindig met Paulus wat die koninkryk van Elohim verkondig en onderrig gegee het aangaande die meester Yeshua Meshiach, met volle vrymoedigheid sonder enige verhinderinge. Paulus behandel die koninkryk ook in sy briewe, Romeine 14 vers 17, 1 Korintiërs 4 vers 20, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10, 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28 en vers 50, Galasiërs 5 vers 21, Efesiërs 5 vers 5, Kolossense 1 vers 13, 1 Tessalonisense 2 vers 12 en 2 Tessalonisense 1 vers 5. Paulus verkondig dus nie 'n ander koninkryk nie, hy verkondig die koninkryk van Elohim onder die heerskappy van Yeshua die Meshiach. Die wederkoms. Yeshua se profetiese rede in Matteus 24 word soms behandel asof dit niks met Paulus se onderrig te doen het nie. Tog is daar opvallende ooreenkomste. Yeshua in Matteus 24 vers 30 en Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 16 se gemeenskaplike tema is die meester daal uit die hemel neer. Yeshua in Matteus 24 vers 30 en Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 17 se gemeenskaplike tema is sy verskyning word met die wolke verbind. Yeshua in Matteus 24 vers 31 en Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 16 se gemeenskaplike tema is 'n groot geroep en die geklank van 'n basuin. Yeshua in Matteus 24 vers 31 en Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 17 en 2 Tessalonisense 2 vers 1 se gemeenskaplike tema is die versameling van sy volk. Yeshua in Matteus 24 vers 36 en Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 2 se gemeenskaplike tema is die presiese tyd is nie aan mense bekend nie. Yeshua in Matteus 24 vers 42 tot 44 en Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 6 se gemeenskaplike tema is die oproep om wakker en waaksaam te wees. Yeshua in Matteus 24 vers 10 tot 13 en vers 24 en Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 12 se gemeenskaplike tema is afval, misleiding en volharding. En Yeshua in Matteus 24 vers 27 en Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52 se gemeenskaplike tema is 'n skielike en beslissende gebeurtenis. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die meester. Sy onderrig word dus nie as 'n nuwe leerstelling aangebied wat Yeshua se woorde vervang nie. Hy verklaar dat hy die woord van die meester oordra. Daar bestaan verskillende interpretasies oor die presiese volgorde van eindtyd gebeure. Dit verander egter nie die sentrale ooreenkomste nie, naamlik Yeshua kom weer, sy koms sal sigbaar en magtig wees, die basuin of shofar sal klank, die dooies sal opgewek word, sy volk sal by hom versamel word, wetteloosheid en misleiding sal geoordeel word en gelowiges moet waaksaam en getrou bly. Dit is dieselfde hoop, dieselfde Meshiach en dieselfde wederkoms. Die opstanding. Yeshua sê aan Martha, ek is die opstanding en die lewe.
Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Hy leer verder in Johannes 5 vers 28 tot 29, daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. In Johannes 6 vers 39 tot 40 beloof Yeshua herhaaldelik dat hy die gelowiges op die laaste dag sal opwek. Paulus verdedig dieselfde hoop. In 1 Korintiërs 15 gee Paulus die mees uitgebreide verduideliking van die opstanding in die apostoliese geskrifte. Hy verklaar, Messias het gesterf, hy is begrawe, hy het op die 3de dag opgestaan, hy het aan talle getuies verskyn, die opstanding van Messias waarborg die toekomstige opstanding van sy volk en die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Paulus redeneer in 1 Korintiërs 15 vers 13, maar as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is die Messias ook nie opgewek nie. En 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, die Messias is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy leer ook in Romeine 8 vers 11, hy wat die Messias uit die dode opgewek het, sal ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Paulus vergeestelik nie die opstanding tot 'n blote innerlike ervaring nie. Hy verdedig 'n werklike opstanding en die vernuwing van die sterflike liggaam. Dit is dieselfde hoop wat die meester Yeshua verkondig het. Paulus herhaal Yeshua se onderrig. Die ooreenkoms strek verder as die groot temas van geloof, genade, koninkryk, wederkoms en opstanding. Paulus toon op verskeie plekke dat hy Yeshua se woorde en onderrig geken het. Huwelik en egskeiding. Yeshua leer oor die verbond van die huwelik, Matteus 19 vers 3 tot 9 en Markus 10 vers 2 tot 12. Paulus skryf in 1 Korintiërs 7 vers 10 tot 11, maar aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die meester, dat die vrou nie van die man moet skei nie. Paulus onderskei hier tussen 'n direkte bevel wat van Yeshua se bekende onderrig kom en sy apostoliese toepassing op ander situasies. Ondersteuning vir verkondigers. Yeshua sê van sy gestuurde werkers, die arbeider is sy voedsel werd. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 vers 14, so het die meester ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Hy baseer dus sy onderrig op 'n bevel van Yeshua. Die brood en die beker. Die evangelies beskryf Yeshua se laaste maaltyd, Matteus 26 vers 26 tot 29, Markus 14 vers 22 tot 25 en Lukas 22 vers 19 tot 20. Paulus gee dieselfde oorlewering in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die meester ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die kerngebeure en betekenis stem ooreen. Liefde vir vyande en geen persoonlike wraak nie. Yeshua leer in Matteus 5 vers 44, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat. Paulus skryf in Romeine 12 vers 14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. En in Romeine 12 vers 17, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. En Romeine 12 vers 21, moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Paulus se onderrig weerspieël Yeshua se bergpredikasie. Belasting en burgerlike verpligtinge.
Joshua sê in Matteus 22 vers 21, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan Elohim wat Elohim toekom. Paulus skryf in Romeine 13 vers 7, betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol. Die onbekende uur en waaksaamheid. Joshua waarsku in Matteus 24 vers 42, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle meester kom nie. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 6, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Dit is saliger om te gee. In Handelinge haal Paulus 'n uitspraak van Joshua aan wat nie in die 4 evangelies opgeteken is nie. Handelinge 20 vers 35, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Hierdie aanhaling wys dat Paulus nie Joshua se woorde geïgnoreer het nie. Hy bewaar en gebruik selfs 'n uitspraak van Joshua wat andersins nie in die geskrewe evangelies voorkom nie. Paulus se briewe klink soms anders as die evangelies, omdat dit briewe aan spesifieke gemeentes is. Tog is sy etiese en leerstellige onderrig duidelik in Joshua se boodskap gewortel. Die groot misverstand. Baie van die sogenaamde teenstrydighede ontstaan deur twee uitsprake uit hul onderskeie kontekste te verwyder. Voorbeeld, Joshua sê onderhou die gebooie. Paulus sê uit genade is julle gered. Die gevolgtrekking word dan gemaak, Joshua leer gehoorsaamheid, maar Paulus leer dat gehoorsaamheid onnodig is. Maar dit is nie wat Paulus sê nie. Die volledige skriftuurlike prentjie is, Joshua leer geloof, Joshua leer genade, Joshua leer bekering, Joshua leer gehoorsaamheid, Paulus leer geloof, Paulus leer genade, Paulus leer bekering, Paulus leer gehoorsaamheid. Beide verwerp skynheiligheid, selfgeregtigheid, godsdienstige roem, ongehoorsaamheid, wetteloosheid en 'n leë mondelinge belydenis sonder vrug. Beide leer vertroue in Elohim, geloofsvertroue in die gestuurde Messias, bekering van sonde, liefde vir Elohim, liefde vir die naaste, goeie vrug, volharding en toekomstige oordeel. Die vermeende teenstrydigheid ontstaan wanneer mense verlossing se grondslag en verlossing se vrug met mekaar verwar. Die grondslag van verlossing. Geen mens kan sy vorige sondes uitwis deur daarna goeie werke te doen nie. Vergifnis, versoening en lewe kom uit Elohim se genade deur Joshua die Messias. Die vrug van verlossing. Die mens wat genade ontvang het, word geroep om sonde te verlaat, Elohim lief te hê, sy naaste lief te hê, in goeie werke te wandel, gehoorsaam te wees, vrug te dra wat by bekering pas. Joshua en Paulus leer albei hierdie twee waarhede. Waarom klink Paulus soms anders? Daar is verskeie redes waarom Paulus se briewe soms anders as Joshua se uitsprake in die evangelies klink. Verskillende literêre forme. Joshua se onderrig word hoofsaaklik in historiese vertellings, gelykenisse, profetiese toesprake en kort uitsprake bewaar. Paulus skryf uitgebreide briewe waarin hy geskille tussen gelowiges behandel, besware beantwoord, verkeerde gevolgtrekkings weerlê, die insluiting van die nasies verduidelik, die betekenis van die Messias se dood en opstanding uiteensit, en praktiese probleme in gemeentes aanspreek. 'n Kort gelykenis en 'n lang argumenterende brief sal natuurlik nie dieselfde klink nie. Verskillende gehore.
Joshua se aardse bediening was hoofsaaklik op die verlore skape van die huis van Israel gerig, sien Matteus 10 vers 5 tot 6 en Matteus 15 vers 24. Die Adamiese nasies waarheen Israel verstrooi was egter reeds in sy groter sendingplan ingesluit, sien Matteus 8 vers 10 tot 12, Matteus 24 vers 14 en Matteus 28 vers 18 tot 20. Paulus se besondere bediening was om die goeie boodskap onder die nasies te verkondig, sien Handelinge 9 vers 15, Handelinge 22 vers 21, Romeine 11 vers 13 en Galasiërs 2 vers 7 tot 9. Daarom behandel Paulus gereeld vrae wat tydens Joshua se aardse bediening nog nie in dieselfde omvang ontstaan het nie, naamlik, moet gelowiges uit die nasies eers Judeërs word? Moet hulle besny word om deel van Elohim se volk te wees? Hoe moet Judeese en nie-Judeese gelowiges saam eet en aanbid? Wat is die verhouding tussen geloof, belofte, Torah en regverdigmaking? En hoe moet gemeentes vol afgodsaanbidders, voormalige heidene en Torah opgevoede Judeërs saam funksioneer? Die verskil in onderwerpe bewys nie 'n verskil in evangelie nie. Paulus behandel ingewikkelde verbondsvrae. Petrus erken in 2 Petrus 3 vers 15 tot 16, net soos ons geliefde broer Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe waarin hy oor hierdie dinge spreek, waarvan sommige swaar is om te verstaan. Petrus sê nie dat Paulus vals is nie, hy sê sommige van Paulus se onderrig is moeilik om te verstaan. Hy waarsku dat ongeleerde en onvaste mense dit verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Die probleem is dus nie noodwendig wat Paulus geskryf het nie, maar wat mense met sy woorde doen. Paulus skryf oor regverdigmaking, die rol van geloof, die plek van die Adamiese nasies, besnydenis, die beloftes aan Abraham, verbondsverhoudings, die betekenis van die Messias se dood, die verhouding tussen vlees en gees en die misbruik van die Torah. Hierdie onderwerpe vereis noukeurige uitleg. Wat beteken my evangelie? Paulus gebruik uitdrukkings soos my evangelie in Romeine 2 vers 16, Romeine 16 vers 25 en 2 Timoteus 2 vers 8. Sommiges gebruik dit as bewys dat Paulus 'n persoonlike evangelie uitgedink het. Maar Paulus gebruik ook die uitdrukking ons evangelie in 1 Tessalonisense 1 vers 5 en 2 Tessalonisense 2 vers 14. My evangelie beteken nie die unieke evangelie wat ek uitgedink het en wat van Joshua en die ander apostels verskil nie. Nee, dit beteken die evangelie wat aan my toevertrou was en wat ek verkondig. Paulus verklaar uitdruklik dat daar nie 'n geldige ander evangelie is nie, Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Hy beskryf sy evangelie as iets wat reeds deur die profete beloof was, sien Romeine 1 vers 1 tot 4. In 1 Korintiërs hoofstuk 15 verbind hy sy boodskap met die skrifte, Kefa of Petrus, die 12, meer as 500 broers, Jakobus en al die apostels. Daarna sê hy in 1 Korintiërs 15 vers 11, of dit dan ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. Dit is een van die duidelikste uitsprake teen die gedagte dat Paulus en die Jerusalem apostels verskillende evangelies verkondig het. Die groot vraag: indien Paulus werklik Joshua weerspreek het, waar is die duidelike teks waarin Petrus hom as 'n valse apostel verwerp?
Jakobus hom as 'n misleier veroordeel, Johannes die gemeentes teen hom waarsku, Lukas sy bekering en bediening as bedrog ontmasker, die Jerusalem gemeente sy evangelie verwerp, die apostels die gemeentes beveel om sy briewe te vernietig? So 'n teks bestaan nie. In plaas daarvan vind ons die volgende. Petrus noem hom ons geliefde broer. Hy erken dat Paulus met wysheid geskryf het wat aan hom gegee was. Jakobus, Kefa en Johannes erken die genade wat aan Paulus gegee was en gee aan hom en Barnabas die regterhand van gemeenskap. Die Jerusalem vergadering, Paulus en Barnabas word ontvang deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge. Vergelyk gerus Handelinge 15 vers 4. Die vergadering verwerp die eis dat gelowiges uit die nasies besny moet word om gered te word. Die besluit word onder leiding van die afgesonderde gees geneem in Handelinge 15 vers 28 wat lui, want die afgesonderde gees en ons het besluit. Paulus en sy medewerkers dra daarna die besluit aan die gemeentes oor in Handelinge 16 vers 4 tot 5. Jakobus en die ouderlinge in Jerusalem. In Handelinge 21 hoor Jakobus en die ouderlinge Paulus se verslag oor wat Elohim onder die nasies gedoen het. Hulle reaksie was, en toe hulle dit hoor, het hulle Elohim verheerlik. Daar was gerugte dat Paulus die Judeërs onder die nasies sou leer om Moses te verlaat. Jakobus stel 'n openbare handeling voor sodat almal kan weet dat daar niks is in wat hulle van jou vertel is nie, maar dat jy self ook wandel as een wat die wet onderhou. Handelinge 21 vers 24. Hierdie gedeelte is baie belangrik. Lukas stel die bewering dat Paulus alle Judeërs geleer het om Moses te verlaat, nie as 'n bewese waarheid voor nie, maar as 'n gerug wat weerlê moes word. Lukas reis saam met Paulus, beskryf sy bediening breedvoerig en eindig Handelinge met Paulus wat die koninkryk van Elohim en Yeshua die Messias verkondig. Sien gerus Handelinge 28 vers 30 tot 31. Die argument uit stilte sou op sy eie nie voldoende wees nie. Maar hier het ons nie net stilte nie. Ons het positiewe erkenning, samewerking, gemeenskap en getuienis. Om Paulus as 'n doelbewuste teenstander van Yeshua voor te stel, vereis dat 'n mens moet glo dat Petrus hom nie kon onderskei nie, Jakobus hom nie kon onderskei nie, Johannes hom nie kon onderskei nie, Barnabas hom nie kon onderskei nie, Lukas hom nie kon onderskei nie, die ouderlinge van Jerusalem hom nie kon onderskei nie, die gemeentes hom nie kon onderskei nie, en die Jerusalem vergadering hom nie kon onderskei nie. Die anti-Paulus teorie skep dus 'n veel groter probleem as wat dit probeer oplos. Samevatting van deel 4. Wat die skrif nie wys nie. Die skrif wys nie 2 mededingende evangelies nie. Die skrif wys nie 2 verlossingsboodskappe nie. Die skrif wys nie 2 koninkryke nie. Die skrif wys nie 2 verskillende wederkomste nie. Die skrif wys nie 2 teenstrydige opstandingsboodskappe nie. Die skrif wys nie 'n konflik tussen die leer van Yeshua en die leer van Paulus nie. Die skrif wys nie 'n Paulus wat genade as 'n lisensie vir sonde gebruik nie. Die skrif wys nie 'n Paulus wat wetteloosheid bevorder nie. En die skrif wys nie 'n duidelike waarskuwing van Petrus, Jakobus, Johannes of Lukas dat Paulus 'n valse apostel was nie. Wat die skrif wel wys, die skrif wys dieselfde Elohim, dieselfde Messias, dieselfde evangelie, dieselfde koninkryk, dieselfde oproep tot geloof en bekering, dieselfde oproep tot gehoorsaamheid, dieselfde beklemtoning van liefde vir Elohim en die naaste, dieselfde veroordeling van skynheiligheid en wetteloosheid,
dieselfde toekomstige oordeel volgens elkeen se werke, dieselfde hoop op die wederkoms en opstanding en dieselfde waarskuwing om wakker, getrou en standvastig te bly. Slotgedagte. Daar is uitsprake in Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan. Petrus erken dit openlik, maar moeilik om te verstaan beteken nie teenstrydig met Joshua nie. 'n Verantwoordelike ondersoek mag nie Joshua se woorde teen Paulus se woorde plaas voordat beide binne hul volle konteks gelees is nie. Wanneer dit gedoen word, sien ons nie twee mededingende boodskappe nie. Ons sien Joshua wat geloof, genade, bekering, gehoorsaamheid, liefde, die koninkryk, oordeel en opstanding verkondig. En ons sien Paulus wat geloof, genade, bekering, gehoorsaamheid, liefde, die koninkryk, oordeel en opstanding verkondig. Hulle gebruik soms verskillende woorde, hulle spreek soms verskillende gehore aan, hulle behandel soms verskillende probleme, maar die kernboodskap bly dieselfde. Die sleutelvraag. Indien Paulus werklik Joshua se boodskap omvergewerp het, waarom sien ons dan dat Petrus, Jakobus, Johannes, Barnabas, Lukas en die Jerusalem gemeente hom steeds as 'n ware broer, medewerker en gestuurde verkondiger erken? Die skriftuurlike getuienis wys nie op 'n Paulus wat teen Joshua staan nie. Dit wys op 'n Paulus wie se woorde dikwels verdraai word, presies soos Petrus gewaarsku het. Vooruitskouing na deel 5. In die volgende deel ondersoek ons die boek wat waarskynlik die meeste in die hele anti-Paulus debat aangehaal en misverstaan word. Galasiërs. Ons sal vra, wat beteken werke van die wet? Wat is die vloek van die wet? Het Mashiach ons van die Torah bevry, of van die vloek wat deur ongehoorsaamheid kom? Waarom was Titus nie besny nie? Waarom het Paulus Timoteus wel laat besny? Wat beteken dit om onder die wet te wees? Wat is die juk van slawerny? Wat het die middelmuur van skeiding met die debat te doen? Het Paulus die Torah aangeval? Of het hy die misbruik van die Torah as 'n middel tot regverdigmaking en uitsluiting teengestaan? Hier begin een van die belangrikste en mees beslissende gedeeltes van hierdie hele reeks. Kyk gerus uit daarvoor. Hier is weer 'n opsomming vir u gerief, sodat u kan sien wat ons tot dusver in hierdie reeks behandel het, en ek wil graag voorstel dat u nie een video apart van die ander een of buite kronologiese volgorde kyk nie, sodat u die hele prentjie duidelik kan verstaan, want die een video bou op die ander een. Baie dankie vir u ondersteuning en vir die saamkyk. Versprei dit asseblief gerus met vrymoedigheid aan medevolksgenote daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Selah. Al sê Paulus het die weg verraai, die Torah tot niet gemaak, die waarheid weggewaai. Maar oordeel nie 'n saak voordat jy alles hoor, want mense word so maklik deur 'n halwe woord bekoor. Een evangelie, een meester, een gees, diezelfde goeie boodskap wat ons in die skrifte lees. Nie twee paaie, twee waarhede, verdeeld in die stryd.
Yeshua se getuienis staan vas vir altyd. Toets elke woord, laat die volle skrif verklaar. Paulus was geroep om Yeshua se naam te dra. Op pad na Damaskus het die lig rondom hom gebrand. Yeshua het hom stilgemaak en gelei deur sy hand. Ananias is gestuur en Barnabas het getuig. Die vrug van sy bekering kon geen eerlike oog ontduik. Jakobus, Petrus, Johannes het die guns in hom erken. Hul regterhand gereik aan hom as medediensknegt. Een evangelie, een meester, een gees. Diezelfde goeie boodskap wat ons in die skrifte lees. Nie twee paaie, twee waarhede, verdeeld in die stryd. Yeshua se getuienis staan vas vir altyd. Toets elke woord, laat die volle skrif verklaar. Paulus was geroep om Yeshua se naam te dra. Yeshua het nie Torah afgebreek in wat hy leer. En Paulus sy geloof bevestig Torah tot sy eer. Hy het die weg belei, die wet en profete vasgeglo. Gehoorsaamheid uit liefde was die vrug wat hy vertoon. Petrus noem hom later ons geliefde broer, en waarsku dat verdraaiing van die waarheid weg kan voer. Ons volg nie Paulus blind asof hy meester is. Yeshua is die rots, ons fundament gewis. Maar skeur geen skrifgetuie uit, omdat sy woorde pla. Soek nederig die waarheid, laat die volle woord jou dra. Een evangelie, een meester, een gees. Diezelfde goeie boodskap wat ons in die skrifte lees. Nie twee paaie, twee waarhede, verdeeld in die stryd. Yeshua se getuienis staan vas vir altyd. Toets elke woord, laat die volle skrif verklaar. Paulus was geroep om Yeshua se naam te dra. Een evangelie, een meester, een gees. Een waarheid wat ons in die volle skrif verlees.